Welkom by jou weeklikse sielsgedagte. Dankie dat jy tyd maak om vir 'n paar minute jou doenlyse eenkant te skuif, sodat jy tot rus kan kom in die een wat sy vrede en liefde soos 'n mantel om jou wil vou. Geniet die boodskap. In Pieter Snyder se boek Ordinary Mens skryf hy die aangrypende gedig Ek is ook important. As julle baie geld mense julle geld gespend het en julle bananaskille in die slooitjie gegooi het en julle biscuits soos konfetti gestrooi het en julle drinks opgedrink het en julle borrels en blikkies in die gangetjie gelos het en julle visgraatbolle en vrotvrugte en stikkende boksies en papiere rondgegooi het, dan kom ek en ek maak die wêreld skoon. Ek maak die wêreld skoon. So, ek is ook important. Hoor net hierdie gestroopte eerlike woorde van 'n straatskoonmaker. Van iemand wat ons maklik as 'n niemand kan sien, selfs nie eens nie sien nie, omdat ons oë bo hulle gekromde rug na ander dinge, ander sogenaamd belangrike dinge en mense kyk, en ons haastig op pad is na die volgende important vergadering. En wil ons nie almal belangrik wees nie? Wil ons nie almal tog erkenning kry vir wie ons is en wat ons doen nie? En ons weet mos wat dit vir elkeen van ons beteken as ons positiewe terugvoering van ander kry. Dit lig ons selfwaarde en selfvertroue. Onthou vandag, vir God is jy, is alle mense belangrik. Hoor hoe skryf Jakobus in hoofstuk 1 vers 9, God werk anders as ons met mense. Vir hom is daardie man of vrou wat in nederige omstandighede bly, baie belangrik. Onthou ook, wat jy doen en wat jy is belangrik. Jy is geplant op die plek waar jy nou is, omdat jy 'n verskil daar kan maak. Niemand anders kan jou skoene vol staan nie, net jy. Derdens kan ons ook onthou, dis goed om met onsself en ons eie waarde voor God te gaan sit en hom toe te laat, om aan ons te wys hoe belangrik ons in sy oë is. As jy soms wonder oor jouself, gaan sit, wees stil en sien God se liefdevolle oë wat sag op jou rus. Ek en jy kan met ons woorde en terugvoering aan ander selfvertroue, selfwaarde gee en hulle motiveer om in die lewe aan te hou. Kom ons hou ons oë en ore oop vir wat ander mense reg doen en dan sê ons dit vir hulle. Dit kan hulle dag, hulle lewe verander. Kom ons bid. O Here, vandag onthou ek weer dat U nie U skoene onder die ryk mense se tafels uitgeskop het nie, maar dat U gekies het om saam met sondaars te eet, aan armes erkenning gegee het, mense wat stikkend is, opgetel het, eenkant mense se hande geneem het. U het ons geleer hoe om randmense important te laat voel. Maak my hart en oë, my ore oop, Here, sodat ek ander so goed en so mooi sal raak sien en hulle sal oplig met my woorde. Dankie dat U nie een van ons ooit miskyk nie. Amen.